oorgaan na die woordbediening toe. Wil ek die hele gemeente hulle oor toe maak, hardop bid in jou hart, sag bid, wat ook al, maar ons het nodig om ons gemeente, hele gemeente, almal wat op die paaie is op hierdie oomblik, in gebed toe te dek. Ek kan dit nie alleen doen. Ek het elke bidderies nodig om dit saam te doen, want jy weet wie jy onder die bloed van Jesus op hierdie oomblik moet inkry. So ek gaan so 'n paar minute kans gee, dat julle elkeen net bid, ernstig bid, en die aanslag van die duivel daar buite. Dankie dat jy ons saam met my gebed ingegaan het, om ons geliefdes van buite te beskerm. En nie net hulle nie, almal wat die Here geskaap het, is sy kinders. So soms vra hy vir ons om vir vreemdelinge te bid, maar daai vreemdeling gaan jy op buite ergens oplaai op die terrein en dan word daar een beroep. Julle moet my verskoon, hierdie bril gewop en het afwees, en dan gaan ek soos mevrou Rottermaai, ek wou oor joh, het is ongelukkig nou heel goed. Ok, alright, nou sit like wat wees dit. My thema vir die woord vandag, vir die studente, my thema is Genesis tot Openbaring, die woord. En hulle glimlag nou vir my, want die woord het in Genesis begin, en dan die Bybelskool het in Genesis in die eerste jaar begin, en in Openbaring in die derde jaar opgehou. My hart is by die woord. Ek wil hê die mense moet die woord beleef. Dis 'n lewendig gees. Ek het nie altyd woorde om mense te laat lief word vir die woord nie, maar kom ons spring in, dat ek vir julle beduie hoe dit vir my belangrik is. En my skrifgedeelte ook, ander ding, Pieter weet dit nog nie. En Pieter, ek het iets vir jou gestuur, ek dink ek het. Al die skrifgedeeltes, want ek het bitter baie skrifgedeeltes gebruik
Moenie dit probeer neerskryf nie. Ons gaan dit op die groep sit en ek het dit ek hoop nie as ek sê is baie nie. Dis daar, jy kan kom foto's neem na die tyd. Dan. Kan my skrifgedeelte is in Johannes. As julle wil soek, Johannes, hoofstuk 1. Julle sien jy met jou huis maar om vat voor die huis te gaan en die boek vir my te doen. Het allemaal dit? Kom ons lees. Die vleeswording van die woord. Mense, ek begin met hierdie skrif, want ek wil eers in almal se harte die Godswoord inplak. Dit is so belangrik. Ek lees, die vleeswording van die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. God maak seker ons verstaan, dat met hom, Jesus en die Heilige Gees, het saam alles gemaak. Dus kom hy sê, dit het so ontstaan, niks het ontstaan sonder nie. Kom ons gaan aan. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, en aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, en heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dit is my skrifgedeelte, my begin. Nou wil ek vir julle sê, as ons in hierdie skrifgedeelte lees ons die woord was by God. Wie is die woord dan? Daar is net een regte antwoord, en dit is Jesus. So, julle, wat? Ek het iets verloor, ons sal dit later op. As ons wat vir mekaar sê, die woord is Jesus. Julle, hy moet vir ons begin lewe, ons moet begin lees hierso. Ons moet hierdie woord begin lees, elke dag. Kom ons begin nou by die begin, ek het gesê ons gaan by die begin. Nou wil ek vir julle wys, in Genesis, 1 Johannes 1 tot 14, is die belofte, is die woord, hy beduie na die waarmaking van die belofte, nee? Nou kom ons gaan na Genesis toe om te kyk waar God die ding aanvanklik gemeld. Genesis 1 vers 26 en God het gesê, julle hoef nie rond te blaai nie, want ons gaan baie goed gaan. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld,
na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kry. Wat sien ons dan nou in Genesis 1:26? God het mense gemaak. Goed. Net om julle te wys waar dit begin het en dan in Johannes dit aangegaan het. Nou wil ek julle sê, sien julle dat die Ou Testament en die Nuwe Testament praat saam. Jy kan maar gaan kyk, jy gaan in die Ou Testament iets kry en jy gaan dieselfde melding kry in die Nuwe Testament. Dit is wat ek wil julle honger maak om hierdie woord te gaan rondsoek. Die is wat julle opgewonde maak om hierdie woord te leer ken. Maar ons kom nou daarby, ek gaan nou vir julle, nou wil ek vir julle sê, ek gaan net 'n paar beloftes noem. Ja. Die toe raak ek aan die rondsoek. Toe wil ek aangaan met hierdie, maar die Here gee vir my 'n ander skrif. Lukas 11, julle kan dit gaan kyk. Lukas 11 vers 9 tot 10. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Dit klink maklik genoeg, nie? Dit klink maklik genoeg. Nee, toe gaan soek ek verder, jy weet mos dan, jy is hier besig en dan val die Here jou na 'n ander stuk in die Bybel. Toe gaan ek na Jakobus 4 vers 3 toe. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Nou ja, wat is 'n wellis? Ek is nie seker wat 'n wellis alles genoem kan word nie. Nou studente het ek vir julle gesê, hulle mag nie Google nie. Maar ek moes gaan Google. Vergewe my students, ek het gegoogel. Die woordeboek definisie van wellis is 'n intense of onbeheerste seksuele hinkering, 'n oorweldigende begeerte of hinkering. Die woord praat op verskeie plekke van wellis. Die eerste een is Eksodus 20 in vers 14 en 17. Dis nie 10 gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer, sy vrou begeer nie, sy slaaf of slaafin, sy wees of sy donkie nie. Nou, dis Ou Testament. Ek wil julle wys hoe koppel die Nuwe Testament dit aan. Matteus 5 vers 28 sê, dis Jesus wat hier praat. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart en haar egbreek gepleeg. Dis roof, ja. Toe gaan soek ek nog verder. En die Here vat vir my na Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar. Ek gaan elke ding lees wat hier staan, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, dit beteken kwaadheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Toe gaan ek net aan na Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En nou onthou nou vir Lukas. Nou, Lukas 9, nee? Klop, soek. Toe kom die konnekteer in Galasiërs 5 vers 22 aan Lukas 11 vers 9 wat sê, as jy dit so, wat ek het toe, by my hart gevind, as jy met 'n gesindheid bid, soos in Galasiërs 25, as jy met so gesindheid bid, in liefde en vriendelikheid, dan sal jy bid en ontvang. Dan sal jy bid en jy sal klop en dan sal vir jou oopgemaak word, want jou gesindheid is reg. Dit gaan oor 'n mens, ja, jy kan dalk, is daar een of ander iets in jou lewe wat bietjie lyk na Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Maar nie daar bly nie. Die Here sê vir jou, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en hy sal dit vir jou regmaak. Jy het net die wil hê om dit te verander. Ek sluit my af met hierdie gedeelte, hierdie tussenin gedeelte sluit ek af met Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek wil net hier sê, ek weet dit klink rof, maar niemand van ons hoef op die slegte plek te bly nie. Die Here wil jou na 'n beter plek toe vat. Maar dit bly jou keuse. Dit bly elkeen se keuse. Terug na Genesis. 'n belofte in die Ou Testament kom altyd in vervulling in die Nuwe Testament. Hulle noem die Nuwe Testamentiese tyd die dispensasie van genade. Ons leef nou nog in die dispensasie van genade. Vanaf Jesus gekruisig en opgestaan het, ter hulle neergedaal het en hel oorwin het, is ons in die genade tyd. Ons is in die genade tyd totdat Jesus weer kom. In Genesis is ook die heel eerste belofte. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hals byt. Dit is nou God wat hier met die duiwel praat. En hy profeteer hier, hy maak 'n belofte hier. Dit is nie net ons wat as mens die slang se kop sal afkap nie. Dit is Jesus. Die saad, God het op hierdie oomblik, nadat Adam en Eva hierdie fout gemaak het God dadelik 'n plan in werking gestel om ons te red, eendag. Nou kom ons gaan aan. Ek het nog een skrif in die Ou Testament, Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Jesaja 9 vers 5. En dis nie al nie. Matteus 1 vers 23 sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, tot met ons. Sien julle hoe kom die Ou Testament en die Nuwe Testament by mekaar? Dit praat nooit alleen nie. En nou, saam met elke opdrag, saam met elke belofte, is daar 'n opdrag. As God iets beloof, daar is iets wat jy moet doen. Dit gebeur nie sonder 'n opdrag. Jy gaan eers jou opdrag kry, as jy doen wat God vra, sal jy die belofte kry. God beloof. Hoor jy? Maria moes ja sê om die moeder
van Jesus te word. Sy het 'n keuse gehad. As sy nee gesê het, was sy nie in Jesus se stamboom nie. Sy was nie deel, sy sou nie opgeskryf gewees het in ons woord nie. As sy nee gesê het iemand anders, het God dat iemand anders toe te gaan. Dat was haar naam die woord van ons. God het beloof om Abraham te seën in Genesis 12 vers 2 tot 3. En as jy gaan kyk na Johannes 8 vers 56, Jesus sê, Abraham, julle vader het hom gedeug dat hy my dag sou sien. Dit is altyd 'n koneksie in die Bybel, in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ek was so opgewonde toe ek hierdie stuk kry. Ek het nie gedink dat ons so 'n amazing stuk in die Ou Testament lees. Wie van ons gaan lees Deuteronomium? Nee, ons lees dit nie. Hoor die julle. Deuteronomium 4 vers 29 tot 31. Het klink soos 'n Nuwe Testament. Dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Dis amazing. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dag oor jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem luister. Want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders wat hy hulle besweer het nie vergeet nie. It's amazing. Dan word die opdrag weer herhaal. Dis nie net daar. In Jesaja 55 vers 6 skryf, sê die woord, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Die woord is amazing. Amos 5 vers 6, soek die Here, dan sal jy lewe, sodat hy nie teen die huis van Josef uitbreek, soos 'n vuur wat verteer, sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Ons het oor Amos geleer, dink ek ons het, nee? Sefanja 2 vers 3, soek die Here, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordenike onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, miskien sal julle verborge bly die dag van die toorn van die Here. Ek het nou baie opgewonde geraak by Deuteronomium, bid nou in die Nuwe Testament. Die antwoord, ons gaan weer terug na Lukas 11 toe, vers 10, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak is. En dan Hebreërs 8 vers 12, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit weer dink. Ek wil julle aanspoor om hierdie Bybel, al die beloftes in hierdie woord na te gaan, te ondersoek, te kyk hoe praat die Ou Testament met die Nuwe Testament, leer hierdie woord ken. Die Here het alles geprofeteer in die Ou Testament, hy het waar gemaak in die Nuwe Testament. As jy wil hê dit moet lewend word in jou lewe, lees hierdie boek. Lees hom oor en oor. Lees hom tot sy blaai verkreupel is. Want julle, die lewe is in hierdie boek. Lees hom stukken, asseblief, lees hom stukken, leer hom ken. Want Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrig en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Gedagtes en hart. En hoor net toe gaan koppel ek het weer, dis Psalm 109 uit. Hoor, Psalm 109. U ken my sit en u ken my opstaan. U verstaan my van ver
my gedagte, die deur fors my gaan en my lê. En U is met al my weer goed bekend, maar daar is nog geen woord op my tong, of U ken dit, geheel en al. So voordat die woord is dit nie op gedagtes. So die Ou Testament praat daarvan, en in die Nuwe Testament sê die Here, hy gaan ons deur, hy ken alles van ons. Ek sluit af met 'n skrif uit Openbaring. Openbaring 1 vers 5 tot 6. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het tot konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek bid dat hierdie woord in elkeen se hart sal lewend word, soos dit vir my lewe. Dit is net, nou is dit geskryf. Maar as die Here dit begin in jou hart skryf, en jy begin hierdie goed praat, wat tussen hierdie blaaie geskryf word, en dit word lewend vir jou, en dit begin by jou mond uitloop, soos jy praat, daarheen kan niks staan nie, want die woord is Jesus. As jy begin, dan die wat sê, I speak Jesus, is regtig die waarheid. As jy begin die woord spreek, speel jy die lewe. As jy Jesus oor jou lewe spreek, is jy binne die wil van God. So, wat ek vir julle wil sê is, uit hierdie woord is swanger vol beloftes. Gaan soek dit, vind dit, leer ken dit, lees dit, neem dit in. Dis hoekom baie mense sê, eet die lewende brood. Dis regtig die waarheid. Hierdie is die lewende woord. Jy moet dit deur jou oë in jou liggaam kry, deur jou ore, jy moet dit luister. Die wat nie lekker lees nie, moet luister daarna, maar dit moet binne toe. Want dit word lewend as dit binne jou is. Daar's baie vrae in die Bybel. Daar's baie vrae. Daar's baie vrae en antwoorde in die Bybel. Jy moet dit net gaan soek. Is jy moeg? Die antwoord is nie. Is jy bang? Die antwoord is nie. Is jy hartseer? Die antwoord is nie. Is jy bly? Die antwoord is nie. Jy gejubel van die Here is met jou. Dis die antwoord. Julle soos ek en die woord lief het, asseblief leer julle woord. Lees hom, ken hom. En dit is so belangrik. As jy nie weet wat hier staan, kan jy dit nie begin spreek nie. En sonder dat jy dit oor jou lewe spreek, die duiwel nog openinge in jou jonge. So begin hierdie ouetjie spreek, begin hom leer. Hy moet lewend word in jou lewe. Want hy is Jesus, hy lewend. Hy moet nie op die bedkassie lê ongebruik nie. Lees hom stukke. Want dit is 'n magtige wapen. Dit is jou skild en jou beskerming. Dit is alles wat jy nodig het van Jesus. En hierby sê ek amen. Amen. Kom ons sluit ons oor. Here, ek hoop die woord wat ek vandag vir die Here het U bemag. En is nie vir die mense nie. Alles vir U alleen, ek het U lief voor alles. Dankie dat U elkeen sal dra, en dat elkeen hierdie woord, U woord vir Jesus sal herken. Dankie Here, in Jesus naam, amen. Ons gaan nou onmiddellik oor na die sertifikaatseremonie. Mevrou Nordia.
deel van die Grapeseed Bybelskoolstudente. Ek is so verskriklik trots op hulle almal. Ons gaan nou begin met die uitdeel van die eerste jaar sertifikate. Eerste is Alushka. Alushka, dat is niet verstandig. Baie geluk. Volgens mij is Jacy. Hierdie groot smaak vertel alles. Jacy, baie geluk. Trots op jou. Weet jy nie altyd lief lees nie, my lyf van baie geluk. Jacy, kom ons stap net van vir 'n foto. Baie geluk, Jacy. Ons met moeite en geduld en tussen sy skofte het ons hierdie jaar deurgegaan. Net die kant op kyk. Excuse maar. Sorry. Baie geluk, Jacy. Volgende is Piet. Baie geluk, Piet. Sy is ook sy doen. Ek wil net sê dat Piet het hier moeilike omstandighede vasgebyt en deurgedruk. Dit is plek, haveloos. Maar was dit sy klas op hom. Baie trots op jou. Nou dan. Dit was harde werk, maar sy het weer gedaan. Dit is nou die eerste jaar verby, né? Baie geluk eerste jaar, ek is so trots op julle. Dit wil gedoen wees. Okay, gaan nou. Eerste jaar, bring gou julle sertifikate vir 'n groepfoto. Asseblief ouens. Ek het foto wil neem as ons klaar is. Nee man, ons is daar nou. Kom in daar. Dit is nie groot wat, dit is net vier. Dan moet ons allemaal uitpraat. Dan moet ons allemaal uitlees, Piet. Moet ek ook bystaan? Ons sal doen nou nie. Dankie. Dan begin ons by die tweede en derde jaar studente. Jacqueline. Baie dankie. Dit is die sertifikaat vir tweede en derde jaar. Baie dankie. En jy is klaar af te studeer die agter is 'n gepaste wat saam met jou dankie. Dan moet jy twee bys.
Weet je wat dit voor een andere keer is? Kleine handjes. In Austin Spielberg. So jammer dat ik nog niet gemis Peter. So baie graag geword, maar ek geluister. Baie geluk sy mamma. Ek nooi nou al die derjaars terug. Ja, groet foto. Ja, hy's staan. Ek wil vir julle sê, hierdie was nie vir julle nie, maar ook nie vir my. Ons is deur ellende en dood en swaar kry in die tweede jaar. Maar ons het ons remme bymekaar gevat. Ons het bitter hard gewerk. Ons het deurgedruk en hier staan julle. Julle is klaar. Ek is verskriklik trots op julle. Dankie. Behalwe nog maar ons sterwe het ons dit nog in die eerste jaar deur MS gevoed. Ek het al skool vergeet. Maar ons het deurgedruk. En ons is hier. En ek is verskriklik trots op julle. Pieter gaan vir julle iets. Laat hierdie seën op ons daal. Hier sy Sion ons bestraal. Hier wat beveel